Ons is so bly jy het hierdie week saam met ons gekuier hier by Inspireer, dat ons saam kon reis oor bly in gesprek met God. En ek herinner myself aan Paulus se woorde 1 Tessalonisense 5, waar hierdie woorde sê, bid sonder ophou. Jesus leer ons in Matteus 6, daar's tye wat ek en jy in ons binnekamer ingaan, waar ons deursluit, waar ons met God praat. En daai tye is noodsaaklik, daai tye is belangrik, binnekamer tye. Tye waar jy praat, maar tye waar jy ook stil is, tye waar ek glo jy neerskryf wat die Here vir jou sê, want so leer ek en jy God se stem ken. Belangrik, en ek dink ons weet dit in hierdie tyd, God sal altyd praat in lyn met sy woord. Hy sal nooit iets vir my en vir jou sê teenstrydig met sy woord nie. Maar wanneer Paulus sê, bid sonder ophou, is dit 'n konstante godsbewustheid. Dat waar ek en jy lewe doen, om deur sensitief te wees vir die Heilige Gees, gedurig deur in gesprek met God te wees, te hoor wat hy sê, nie geleenthede te mis nie. Ek dink aan Jesus wat stap en daar's 'n skare, en daar's 'n man wat in 'n wilde vyeboom geklim het, sê die woord. En daai dag verander daai man Saggeus se lewe. Mag ons nie die God oomblikke mis nie, mag ons Paulus se uitnodiging aanvaar, bid sonder ophou, wees gedurig deur, konstant in gesprek met die Here, en mag ons nie die God oomblikke mis nie, waar jy by jou werk is, waar jy lewe doen, by die bank, by 'n restaurant, 'n koffieshop, by jou huis, tussen jou vrou, jou man, jou kinders, jou familie, bid sonder ophou. Mag ons geestelik skerp wees, om die Saggeuse van ons tyd nie te mis nie. Mag ons nie so taakgeoriënteerd wees, dat ons die God-momente mis nie. Maar mag ons Paulus se woord tot 'n harte neem, bid sonder ophou. En wanneer dit my en jou tyd is om te stop, en vir 'n oomblik by Saggeus aan huis te gaan, en die Here te vertrou en God te sien werk, te sien hoe hy lewens transformeer. Ons vergeet baie keer, ek en jy wat vandag die voorreg het om sy seuns en sy dogters te wees, daar was 'n tyd wat iemand vir my en vir jou gebid het. Daar was 'n tyd wat iemand sensitief was vir die leiding van die Heilige Gees en by my en jou gestop het, en dit het ons lewens kon verander. Ek dink terug, 1992, September, hoe die Here my lewe kom instap het, deur 'n ou met die naam van Jan van der Walt, wat aan my deur kom klop het een maandagmiddag, en my vir die hoeveelste keer die storie van Jesus kon vertel het, en is asof daai dag 'n gordyn oopgegaan het, waar ek besef het, God het vir my gesterf, en hy het my lewe kom verander, never to be the same. Ek wil jou aan die einde van hierdie week opnuut kom inspireer. Bid sonder ophou. Wees in konstante gesprek met die Here God. Mag dit deel wees van ons geestelike ritmes en mag ons lewens uiteindelik hom verheerlik. Cheers.